God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder U boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dae, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laat na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by vrede voort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof die naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal het sing, soos ons in verwondering na God se hart kyk. Goeiemôre almal. Ons is lekker min weer vanoggend, so ons gaan sommer nou ons warm sing, want ek sien almal vryf die handjies so om warm te raak. So kom ons staan en ons dien ons die Heer met ons lofgesang. My lewe is 'n lofgedig geskryf tot sy eer, so volg elke woord ek kies soos lief ons en meer. Beplan in die Heer, tot ek die woorde van God, so volg al het woorde
Goeiemôre aan almal. Welkom vanmôre in die huis van die Here weer eens. En dan sit vanmôre weer my voorreg, Dominee Dion Loots, baie welkom hier by ons. Dominee Dion het verlede week hy gepreek by ons en ek het hom aan julle bekend gestel, die van julle wat verlede week hier was.
Ek gaan hom nou nie weer bekendstel nie. Ek gaan net vir hom sê baie welkom by ons, Dominee Dion. Dis lekker om jou weer hier by ons te hê. Ons het lekker na jou geluister verlede week en mag jy vandag weer toelaat dat die liewe Vader vir jou as instrument in sy hand gebruik om sy boodskap wat hy wil hê jy aan ons oordra, so oor te dra dat ons dit sal deel maak van ons harte en dat ons dit sal gaan uitleef daar buitekant. Baie dankie en baie welkom weer 'n slag. Baie dankie. Baie dankie vir die verwelkoming. Goeiemôre ook aan die almal. Het is lekker om weer by julle te wees en saam na te dink oor die goedheid. Ons is vanoggend by God se of die goedhartigheid as vrug van die Gees en hoe dit deel kan word van ons lewens. Maar kom ons raak net eers 'n paar oomblikke weer stil. Ek wil vra dat net daar waar jy sit, jy jouself sal instel op God se teenwoordigheid en net jou hart sal oopmaak vir hom en gereed om na sy woord te luister. Here, U is goed en U doen goed. Amen. Gemeente, ek groet u dan vanoggend met die vrede van God en die genade van hierdie God, wat goed is, omdat hy nie anders kan as om goed te wees nie. Hy is in sy wese goed, hy probeer nie goed wees nie, hy is net goed. En daarom wil hy ook vanoggend sy goedheid, sy vriendelikheid, sy genade, sy liefde vir elkeen van julle uitdeel, meedeel, vir julle seën daarmee. En ontvang dan hierdie seëngroet in sy naam. Nou, ons het verlede week gekyk na vriendelikheid as vrug van die Gees, vanoggend goedhartigheid. Nou, ek dink julle sal almal weet, as dit kom by goedheid van mense, dan is dit so dat mense baie keer, as jy nou mense ken en van, jy weet, oor mense gesels, dan praat ons nogal baie keer van mense, en die goed wat ons van mense sê, is ook nie altyd so goed nie. Baie keer is ons nou maar negatief en krities en afbreekend en so aan oor ander mense, veral as dit mense is wat ons nie baie van hou nie. Maar ek weet nie of julle al opgelet het nie, as jy dan nou by selfe mense se begrafnis kom, dan was hulle die beste ooit. Dan was dit nou hierdie goeie mense. Ons is so geneig om te sê, nee, dan, daai persoon was nou regtig 'n goeie mens. Weet nie hoekom dit so is nie, maar die feit is, die waarheid is, ons sukkel eintlik almal maar om regtig vir ander goed te wees. En in onsself volkome met 'n goedgesindheid te leef. En net so het ek agtergekom, sukkel baie mense, regtig waar, om diep in hulle self te glo dat God goed is. En dat hy net goed is. En dat alles wat hy doen, goed is. Ons het nou vanoggend weer daaroor gesing. Dis sing ons hierdie gevaarlike frases van Here, maak met my, doen my, vorm my soos U wil, al is dit nie altyd lekker nie. Maar ek het agtergekom, mense praat maklik, en soos ons gesing het ook, oor God se goedheid, solank dit goed gaan. Solank my omstandighede goed is, en ek is tevrede met my lewe, dan sê ons maklik, die Here het was nog altyd net goed vir my, het nog altyd net vir my gesorg. Maar dan gebeur daar onverwags partykeer iets. En as predikant het ek dit baie gesien. Een of ander terugslag, of 'n geliefde wat dalk sterf, of iemand wat baie siek raak, en dan begin mense wonder, of hulle beland in 'n finansiële krisis. Sê, maar wat doen God nou? Kom is God nie nou goed vir my nie? Sien, dis hier, om heeltemal 'n wanvoorstelling te hê van wie God is en hoe God is en wat God se goedheid beteken. Want die feit is, en wat ons almal maar moet erken, hierdie wêreld is nie 'n maklike plek om in te woon nie. In hierdie wêreld verloop alles nie altyd vlot nie. Dis 'n wêreld wat nogal baie stikkendheid in het, stikkende mense. Mense met pyn, wat seer het. Mense met vrae.
En daarom die ander ding wat eintlik saam met God se goedheid gaan, wat mense baie keer oor twyfel, is God se liefde. Kan hy regtig vir my lief hê? Ek weet mos hoe ek is. En baie mense sukkel met daai vraag, hoe kan God my lief hê, regtig lief hê? En daarom goed wees vir my. En dan raak mense baie keer ontsteld en kwaad vir God, as dit nou nie so goed verloop alles nie. En daarom wil ek hê, ons moet vanoggend bietjie gaan stilstaan en gaan kyk na een van die plekke waar Jesus self oor God se goedheid gepraat het, oor die Vader se goedheid, op 'n uitstekende manier. Kyk, Jesus was 'n ongelooflike storieverteller. Hy het geweet, mense luister na stories, en hy het stories vertel uit hulle lewenswêreld uit wat hulle ken. En nou kom ons by Lukas 15, en dan begin Lukas 15 vers 1 met een van die mooiste verse in die Bybel. Ek glo nie almal, min mense ken dit. En daar staan, die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hoekom dink julle was dit so? Ek glo, hulle het tuis gevoel by Jesus. Dis die een plek waar hulle gevoel het, hier kan ons ontspan. Hier kan ons onsself wees, hier kan ons gemaklik wees. Hier gaan ons nie veroordeel word nie, hier gaan ons nie afgeskiet en sleg gesê word nie, hier gaan ons nie blameer word nie, hier gaan ons nie meer geraas word nie. Hier kan ons tuis wees. Dink net, hoe sou dit wees vandag? Ek het baie al daaroor gewonder, hoe sou dit wees as mense vandag kon sê, hierdie tollenaars en sondaars van ons tyd, wie hulle ook al mag wees, die slegmense, die dronklappe, die straatvroue, wie dit ook al mag wees, het die gewoonte om kerk toe te kom, want hulle voel tuis. Maar baie keer het mense nie eers skaars 'n ou klein foutjie gemaak, dan voel hulle nie meer tuis in die kerk nie. As een priester wat 'n boek daaroor geskryf het, jare terug al, The Ragamuffin Gospel. Hy was, as priester, het hy 'n probleem met drank ontwikkel en was hy alkoholis. Op 'n stadium en hy het baie daardeur gekom en teruggekom na God toe. Maar dan, as hy nou die boek skryf en as hy getuig later, dan sê hy, die een plek waar hy die meeste tuis gevoel het, en homself kon wees, en aanvaar is soos hy is, met sy probleem, was in kroeg, nie in die kerk nie. Nogal 'n aanklag vir die kerk. Maar dan staan in vers 2, hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak, en gesê, hierdie man, Jesus, hy ontvang sondaars, en hy eet self saam met hulle. Dis nie reg nie. Jy sien, en dit is wat godsdienstige mense baie keer doen met God. Godsdienstige mense kan verskriklik hardvochtig wees, ongenaakbaar, veroordelend, skiet mense af. Want godsdienstige mense, soos die fariseërs was, kyk, hulle het 613 wette gehad waarvolgens hulle geleef het. En daai wette skryf amper alles voor wat hulle mag en nie mag nie. En nou kom Jesus en hy steur hom nie aan daai wette nie. En van hy wette het gesê, jy gaan nie in 'n onrein mense huis in nie. Jy eet nie saam met hulle nie, want hulle is onrein. Jy meng nie met hulle nie. En hier kom Jesus. En hy's gemaklik met hulle. Maar hierdie reëls en voorskrifte van godsdienstig, en ons het vandag ons eie maniere van dit doen. Want jy sien, godsdienstige mense het nie 'n verhouding met God nie. Godsdienst is deel van hulle tradisie. Godsdienst is deel van hulle kultuur. En daarvoor sal hulle beklei en opstaan en veg. Maar nie insluitend wees, nie genaakbaar wees, nie verwelkomend wees, nie goed wees nie. Want die godsdienst skryf voor wat hier by ons gebeur.
en hoe ons dinge doen. En godsdienstige mense gebruik die Bybel as hulle God. Hulle val selfs vir Jesus aan hierdie fariseërs. Hulle val vir Jesus en sê, maar die Bybel sê. Julle weet wat gebeur het toe hulle daai vrou wat in ontuig betrap is na hom toe gebring het. Sê, Here, die Bybel sê, sy moet met klippe doodgegooi word. Nou, Jesus het geweet, dit staan in die Bybel. Maar ons weet wat gebeur het toe hy dit nie toegelaat het nie en gesê, die een van julle wat sonder sonde is, kan maar die eerste klip gooi. So vandag het ook daar godsdienstige mense wat mense uit die kerk uithou, omdat hulle sê die Bybel sê so. Geen goedheid nie, geen verhouding met 'n God wat goed is en verwelkomend is, insluitend is nie. En dan sien ons Jesus byvoorbeeld hierdie selfde fariseërs wat hulle nou sê, hy eet saam met die tollenaars, stap Jesus op 'n dag daar saam met sy disippels en daar's 'n tollenaar. En die tollenaars was op neergesien, verwerp, verguis. Hulle was nie deur die Jode gesien as deel van ons mense nie. Verraaiers, werk vir die Romeine. En hierdie ou tollenaartjie, hy wil tog so graag ook net naby Jesus wees. Hy wil hom graag sien, hy wil hom graag beleef. Moeg gaan hy het reg kry, hy's 'n klein ou mannetjie, ou Saggeus. En dan klim hy in die boom en dink hy, as hy tog net vir Jesus ten minste kan sien verbyloop. Kom Jesus stap onder deur die boom. Ek dink ou Saggeus se hart het omtrent gaan staan toe Jesus gaan staan en opkyk. Hy het nie geweet Jesus weet van hom nie. En Jesus kyk vir hom met liefde in sy oë en hy sê, Saggeus, klim af. Ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Waar? In jou huis, mag Saggeus, in jou huis. Die onrein huis. Daar waar 'n goeie godsdienstige Jood nie mag kom nie, daar wil ek saam met jou gaan kuier. En ook Saggeus het seker omtrent uit die boom geval om af te kom. En hy saam met Jesus na sy huis toe en hy nooi van sy ander tollenaars en sy ander vriende uit om saam te kom eet. En Jesus ontspan saam met hulle, gesels saam met hulle, kuier saam met hulle. En die einde van dit alles sê Saggeus, Here, as ek enigiets onregverdig van mense af teruggeneem het, dan gee ek dit viervoudig terug. Want sien, Saggeus het in aanraking gekom met die goedheid en die liefde van God. Dit verander mense. Dit maak van jou ook iets, dit doen iets hier binne. En daarom kan hy, en dan sê die Here, vandag het daar ook vir hierdie huis redding gekom, ook hy is 'n kind van Abraham. So dis die agtergrond van hierdie eerste 2 verse, en dan besluit Jesus om vir die fariseërs, hierdie godsdienstige mense, 'n paar stories te vertel. Om net vir hulle te sê wie hy regtig is. En dan vertel hy hierdie baie bekende gelykenisse. Eers die gelykenis van die verlore skaap. Van die herder wat die 100 skape het en die een raak weg, en dan los hy die 99 om na die een te gaan soek, tot hy hom kry. Nou die skaap kon nie self terugkom na die herder toe nie. Hy kon miskien nog skree daar, laat die herder kan hoor waar hy is. Maar dan vertel hy die gelykenis van die verlore muntstuk. En van die vrou wat die muntstuk verloor, en dan vee sy die hele huis uit in sy soek, totdat sy die muntstuk kry. En dan roep sy haar vriendinne en hulle saam bly, omdat sy die muntstuk gekry het. Nou hierdie muntstuk kon niks doen om terug te kom nie. Kon nie eers sê nie. Maar die vrou soek tot sy hom kry. En dan sê Jesus elke keer, so is daar blydskap in die hemele oor een sondaar wat hom of haar bekeer. Die engele juig daaroor. En dan vertel hy die gelykenis van die verlore seun, wat ons so goed ken. Van hierdie jongste seun wat vol bravade, hy wil die wêreld leer ken, hy is opgewonde, hy het baie ambisies vir die lewe, hy wil wêreld ontdek,
wil gaan reis, kom na sy pa toe, sê sy pa, geef my die goed wat my toekom, pa. Eintlik, hy vra vir sy pa sy erfporsie terwyl sy pa nog lewe. Want eintlik is sy pa, ag, jy lewe nou te lank, ek wens jy was al dood, gee nou vir my net my goed, laat ek kan ontslaa raak van jou, laat ek my dinge kan gaan doen. En dan wat doen 'n goeie pa? Min van ons sal daarmee saamstem. Hy gee dit vir hom. Hy sê nie vir hom, Boetie, luister net eers nie. Moenie hier vir jou kom groot mannetjie hou nie. Jy kan nie hier maak wat jy wil nie. Of hy gee dit ook nie vir hom en sê, maar okay, moet hierdie voorwaardes, as jy nie jou vingers verbrand, moet jy nie na my toe terugkom nie. Of hy sê nie vir hom, Boetie, jy gaan jou vasloop nie. En sien, dit is wat ware liefde en goedheid kan doen. Dit dwing nie, dit skryf nie voor nie, dit laat jou toe om keuses te maak. Al weet dit, die liefde en die goedheid, jy gaan jou vasloop, laat dit jou gaan. En so baie mense, as hulle dan vasloop, sê, maar hoekom, waarom het God dit toegelaat? Nee, God het dit nie toegelaat nie. God gee vir ons van die begin af 'n keuse. Hy dwing niks op niemand af nie. Hy keer nie. Sê, gaan. Hy weet dat die kind op die regte tyd sal onthou van sy liefde en sy goedheid. En dan gaan die seun, ons ken die storie, hy al sy pa se goed deurgebring, het was nie baie lank nie en hy's niks oor nie. Dan sit hy by die varkhok. En terwyl hy daar by die varkhok sit, onrein diere, wat die Jode nie naby mag kom nie, en hy kyk hoe die varke die pele eet, wens hy dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke eet. So baie mense wat so op hulle eie die lewe invaar, weg van die Vader af, om hulle eie ding te doen, nooit hulle aan die Vader steur nie, beland by 'n varkhok op een of ander manier. En hulle probeer daai honger stil, maar gewoonlik met varkkos, wat dit nog erger maak. En dan sit hierdie seun daar op 'n dag, en hy sê vir homself, maar wag 'n bietjie, hoekom is ek hier? Hoe lyk dit by my pa se huis? Wie is my pa regtig? Hoe gaan dit daar by die huis? En dan onthou hy, en hy sê, daar by my pa se huis, selfs sy diensknegte, sy werkers, is beter daaraan toe as ek. Ek sal teruggaan, ek sal opstaan. Ek weet, ek het 'n groot fout gemaak. Ek sal teruggaan of my pa sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie eers meer werd om pa se kind genoem te word nie. Maak my soos een van pa se dagloners. Ek sal ook hier kom werk, pa. Ek vra niks meer nie, ek wil maar net 'n werker wees. Nou begin hy terugstap, hy maak hierdie toespraak, hy berei hom voor wat hy vir die pa gaan sê. Intussen weet hy dit nie, maar die pa wag al weke lank. Hy wag al hoe lank? Hy sit en kyk sy oë seer elke dag na die pad. En dan staan daar toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. En hy hardloop na hom toe. Nou ja, in die Midde-Ooste, daai tyd, 'n volwasse Joodse man het nie gehardloop nie. Dit was onwaardig. Maar hierdie pa hardloop na hom toe. En dan omhels hy hom en hy soen hom. En die seun begin met sy toespraak en hy sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie werd om pa se kind genoem te, maar hy stel nie dan belang nie, hy luister nie. Hy roep sy werkers, hy sê, kom hier, bring die beste kleed, kyk hoe hy, bring vir hom 'n kleed, trek het vir hom aan die beste. En geef hom 'n ring vir sy vinger en skoene vir sy voete. En slag sommer die vetgemaakte kalf ook. Want hierdie kind van my was dood en hy lewe weer. Kom, laat ons fees vier. En daar's blydskap by die Vader, in sy hart. En al hierdie simbole, alles wat hy noem, is 'n volledige herstel van sy kind wees. Jy is nog net so my kind, soos die dag toe jy hier weg is. Want jy sien, in die huis van die Vader, in daai tyd in die Midde-Ooste, is vandag nog so in Europa en in die Midde-Ooste en oral, mense dra nie skoene in die huis nie.
Net die eienaar mag skoene dra. As hy sê, bring skoene vir sy voete, dan herstel hy sy eienaarskap, mede-eienaar. Hy gee vir hom 'n ring, die seelring was waarmee hulle kontrakte gesluit het. Sê, ek maak jou weer mede-eienaar. Jy is heeltemal tuis. En kan jy jou voorstel, hierdie kind ruik na varke. Hy's vuil. Dink aan 'n boemelaaarskind wat vandag so terugkom by 'n huis, in 'n goeie Afrikaner setting huis. Hoeveel pa sal sê, Boetie, dink jy het jou kanse gehad. Nou kom kruip jy voor my. Waar dink jy kom jy nou vandaan? Wat is jou bedoeling? Ok, miskien hier buite is 'n buitekamer, jy kan miskien na die buitekamer gaan intrek en as jy jou so gedra, dan kan ons weer praat. Ek jou net eers toets. Nie hierdie pa nie. Is geen voorwaardes nie, geen blamering nie, geen skrobbering nie, geen verwyte nie. Hy sê, my kind is terug. En nou kom die oudste seun uit die veld uit gestap. Hy hoor die musiek, die singery, fees. Hy het seker dadelik iets vermoed, want hy wil nie eers nader gaan nie. Hy roep een van die werkers nader en hy sê, kom hier so, vertel vir my, wat gaan hier aan? Sê, jou broer het teruggekom. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. En nou word daar fees gevier, almal is bly. En hy steek net daar vas. Hy wou nie in die huis ingaan nie. Want hier in sy hart is dit donker, swaar. Hoe werk dit nou? Al hierdie jare werk ek hier. Sloof ek my af? Bring ek my kant? Bly ek loyaal? En nou dit. Wat doen 'n goeie pa nou? Daar staan die pa het uitgegaan na hom toe. Hy het hom nie laat roep nie. Die pa gaan uit na hom toe en hy praat mooi met hom. Hy verduidelik vir hom, broer, jou broer is terug. Hy sê, pa, kyk net, al hierdie jare het ek vir pa soos 'n slaaf gewerk. Ek het my hier afgesloof. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie geslag om saam met my vriende fees te vier nie. En nou dat hierdie kind van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, nou het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Sien, dis weer ook 'n godsdienstige mens, want dit verteenwoordig die fariseërs, die oudste broer, die godsdienstige mense. Die mense wat so loyaal is en trou is aan die kerk, hulle werk jare, hulle bring hulle kant, hulle dien op al die kommissies en op die kerkrade, hulle werk vir die bazaar, hulle sloof hulle af. Hulle gee alles vir hulle godsdiens. Maar moet nou net nie laat dit gebeur dat hulle 'n jaar of 2 nou hard gewerk het vir die bazaar en hulle naam is nie genoem nie en hulle is nie dankie gesê nie en hulle is nie geprys nie en niemand het hulle waardeer nie en sê, ag, dis die laaste jaar ek werk ook weer vir hierdie kerkie. Ja, niemand sien jou raak nie, niemand dink sien wat jy doen nie. Ek het nou genoeg gehad, ek is nou klaar. Hier waardeer niemand jou nie. Hier moet jy altyd, is altyd dieselfde mense wat alles moet doen. Verstaan nie God se goedheid nie. Dan sê sy pa vir hierdie oudste kind, Boetie, luister mooi. Jy is altyd by my, altyd. Jy is altyd by my. En alles wat myne is, alles wat ek het, is ook joune. Alles is ook joune. Waarom wil jy soos 'n slaaf werk daarvoor? Dis nie nodig nie. Waarom sloof jy jou af? Waarom wil jy my probeer beïndruk? Dis nie nodig nie. Jy's altyd by my. En alles wat ek het is ook joune. Hoekom is jy in jou hart ongelukkig en ontevrede? Dis nie nodig nie. Jy's by my. Ek is lief vir jou. Jy kan deel in my goedheid. Jy kan deel in alles. Dit is joune. Maar sien, godsdienstige mense wil hulle kant bring. Hulle wil hulle self bewys. Wil wys hulle selfs beter as ander.
Hulle wil verdien. Hulle wil raak gesien word, erken word en geprys word, maar dis nie nodig nie. Want genade is goed en goedheid is genade. Dit vra nie vir verdienste nie. So die Vader sê ook vir hierdie kind, kom, hoe kan ons anders? Hy sê, hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hoe kan ons anders as feesvier? Dit gaan nie oor wie beter doen of meer doen of die regte dinge doen hier in my huis nie. Dit gaan oor by mekaar wees, oor verhoudinge. So almal van ons kan beslag weer gaan dink oor God se goedheid. Almal van ons het nodig om nie net daarvan te hoor nie, maar dit te beleef. En nou kom die belangrike ding, hoe beleef ons sy goedheid, dat ons dit nie net as 'n stukkie teorie hoor, God is goed nie, en vir mekaar sê, ja, die Here is goed nie, maar dit weet, omdat ons dit weet, en al word die mat onder jou uitgeruk, en al kom jy in die grootste krisis, dat jy dan nog kan sê, een ding weet ek, en dit is dat God goed is, en ek is in goeie hande. En nie dan jou rug op God draai en sê, maar waar is jy nou en hoekom behandel jy my so stief nie? En ons kan altyd hierdie twee seuns as voorbeelde gebruik. Almal van ons is soms in die situasie van die verlore seun, die ou jongste seun, wat besef op 'n dag, ek is by 'n varkhok. Ek moet teruggaan. Ek kan teruggaan, want ek weet wie die Vader is. En ek kan met 'n stikkende hart, ek kan vir hom alles vertel, ek kan my hart gaan oopmaak, maar hy sal nie eers, hy weet klaar wat ek wil sê, en hy sal my net in sy arms toevou. En jy moet jouself sien, jy moet gereeld gaan sit en jouself sien, hoe jy dan na die Vader toe stap. En dan moet jy ervaar, jy moet jou inleef, jy moet jou verbeelding gebruik, jy is daai seun, en jy moet in jou eie woorde vir die Vader sê wat in jou hart leef. En jy moet sy arms om jou voel, en jy moet ervaar hoe hy jou vasdruk, en jou verwelkom, in die blydskap in hom ervaar dat jy weer daar is, dat jy weer tuis is. En al is jy hoe stikkend binnekant, moet jy net daar bly by hom, sit by hom. Sy arms voel, sy woorde hoor. En ook as jy die oudste seun is, en jy het hierdie wrokkigheid in jou hart, hierdie martelaarshouding van, is altyd ek wat alles moet doen, en jy is ontevrede en jy wrevel, moet jy luister, jy moet gaan sê vir hom, en dan sal jy hoor, my kind, jy is altyd by my, alles wat myne is joune, en sien jouself dan net hoe jy daar by hom sit, en met dit wat in jou hart leef, dit vir hom oopmaak, vir hom sê. Partykeer is woorde nie nodig nie. Partykeer kan jy maar net sit, jy kan maar net daar wees, jy kan dit net ervaar, die aanvaarding, die goedheid, die liefde, die omgee. Partykeer is trane beter as woorde, partykeer moet jy maar net huil. Huil is genesend. En net alles laat gaan, laat dit net uitkom. En as jy kwaad is soos die oudste broer, wees kwaad en praat met hom en sê vir hom eerlik. Maar hoor dan hoe hy vir jou sê, jy's by my. Alles wat ek het is joune. En ontvang dit, drink dit in, neem dit in. Moenie laat dit net iets wees wat daar ver is nie. Beleef dit vir jouself. Dis die grootste probleem wat baie van ons het. Ons sukkel almal daarmee om los te kom van godsdienstige handelinge van Bybel lees en bid. Jy kan jou lewe lang Bybel lees en bid. Wat gaan niks aan jou doen nie. Maar as jy by die Vader gaan sit met jou hele mens wees soos wat jy is, met jou seer en jou vrae en dit wat jy beleef, en jy maak dit oop en jy sê, Here, ek is hier. Ek het nie nodig. Ek verstaan nie wat nou aangaan nie.
ek is kwaad, ek is ongelukkig, ek is ontevrede. En praat met hom daaroor. En hoor hoe hy ook vir jou sê, my kind, jy is altyd by my. Beleef sy goedheid, sy aanvaarding, beleef dit, ervaar dit. En dis nie iets wat jy net nou en dan nodig het nie. Wie, ons het dit elke dag nodig. Jy moet elke dag tyd maak daarvoor. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy maar weer op jou eie aangaan. Dan gaan jy weer groot foute maak. En as jy elke dag net 'n stukkie dagboek lees en 'n gebedjie doen net om jou gewete te sus, dan gaan dit ook nie help nie. En daarom gaan dit oor die verhouding om regtig vir God te ervaar, sy goedheid te beleef, want jy begin sy goedheid beleef as jy ervaar, as jy daar sit by hom, hoe dit geleidelik stil raak hier binne, rustig raak. Jy voel dat hy jou weer sy liefde met jou deel, sy goedheid met jou deel, en jy heel word in jou binneste. Dan kom maar 'n dag, en dit het met myself so gebeur ook, wat ek op 'n stadium as 'n jong man gesê het, maar Here, wat beteken dit om my lief te hê? Liefde is so abstrak, ek is ver, ek kan nie sien nie, ek kan nie regtig. Hoe kan jy vir God lief hê? As jy moet in 'n verhouding, jy kan nie iemand lief kry wat jy nie 'n verhouding mee het nie, maar as jy 'n verhouding met hom het, van daaglikse kommunikasie en gesels en jou hart oopmaak, kom er 'n dag wat jy net spontaan sê, Here, ek is so lief vir U. Ek het U so ontsaglik lief. U is so goed vir my. Nie omdat dit 'n sê ding is nie, omdat jy dit begin beleef vanuit sy teenwoordigheid en sy aanraking. Dat dit God iemand is wat regtig teenwoordig is en regtig wil met jou kommunikeer en regtig verlang daarna dat jy met hom sal kommunikeer. In die oomblik as jy dit ontdek het, dan is dit nie meer 'n swaar, moeilike plig om op te staan in die oggend om stil te word by God nie. Jy kan nie meer sonder dit leef nie. Jy wil nie sonder dit leef nie. Dit is nie meer moontlik nie, want jy mis te veel. Want niks kan met dit vergelyk word nie. En daarom, en mense sukkel daarmee, en daarom wil ek weer sê, ek het weer van die boeke saamgebring, maar hierdie boekie, die stem van die herder, help jou daarmee. Om te leer hoe om regtig met hom stil te raak en te kommunikeer en om te beleef as 'n lewende persoon. Vandag ook 'n ander een saamgebring wat ek verlede week nie hier gehad het, die Wees stil en weet. Is ook amper soos 'n dagboek van 52 weke, maar elke dag van die jaar wat jy 'n stuk het om mee stil te raak en met die Here te praat daaroor. En dan het ek hier 'n ander een by die psalms wat uit die psalms elke dag 'n gedeelte van 'n psalm. Wat kyk, die psalms is gebede. Dit leer ons bid. En die psalms draai nie doekies om nie. Dit bid oor alles. Oor seer kry, oor swaar kry, oor vrae, oor onsekerheid, oor die grootsheid van God, die liefde van God, die teenwoordigheid van God. Dis alles daar. En dit help jou om jou emosies in woorde om te sit. En dan gee ek vir jou geleentheid om dit ook vir jouself neer te skryf. So dis alles hulpmiddels. Dit help ons om onsself te sien. En as jy dan die goedheid van God so leer ken, gaan jy nooit weer hoef te probeer om goed te wees nie. Jy gaan net agterkom op 'n dag. Daar het iets in jou hart gebeur dat jy graag wil ook daai goedheid deel met ander mense. Jy kan nie anders nie, want dit is die vrug van die Gees. Dis nie jy nie. Dis nie jy wat so oulik is nie. Maar dis wat God in ons doen, as hy sy goedheid met ons deel, dan verander dit ons in mense wat ook al meer, soos hy, goed kan wees. Kom ons bid saam. Ek wil vra dat jy eers net weer by jou eie nadink en vra wat het God vanoggend met jou gedeel. Wat is dit wat jy gehoor het?
En hoe wil jy hom daarop antwoord? Wat wil jy graag vanoggend vir hom sê daaroor? Here, U ken elkeen van ons beter as wat ons onsself ken. U weet wat in ons harte leef. U ken ons vrae, ons onsekerheid, ons vrese, ons twyfel. Ons wil dit alles na U toe bring en sê, Here, wees ons genadig. Gee ons die vermoë om U te kan beleef en te kan sien vir wie U is en hoe U is. Om ook te kan ervaar hoe U arms om ons sit, ons beklee met die beste wat daar is.